dat ons die kompas aanhou van die geskiedenis van God se krag tot redding in die Ou Testament in terme van Israel en hoe Israel daarmee omgegaan het. Paulus se 2 voorbeelde vestig dan ook vir ons juis dat God self besluit. En dis die punt wat Paulus maak. God besluit self hoe hy sy krag tot redding gaan opstel en bekend maak. En dit moet ons verstaan. Wanneer hy praat van Esau en Jakob, dan is dit hoe God sy krag tot redding in daai situasie opstel en bekend maak. Dis sy keuse hoe hy dit gaan doen. En hy gaan dit altyd uit sy eie barmhartigheid doen. Dit is God se uitgangspunt. Ek gaan dit uit barmhartigheid doen. Nie volgens mense se voorvereistes of vooroordele nie. God doen dit uit sy wysheid, uit sy eie wysheid van barmhartigheid. God is regverdig dan, as hy sy krag tot redding op sy terme tentoonstel. En ons het daai vraag gevra, is hy dan regverdig? En die vraag word weer gevra vandag, is dit regverdig? Maar God is regverdig, as hy sy krag tot redding op sy terme tentoonstel. En dan bring Paulus die volgende vraag op. As dit so is, dat God sy eie terme, sy krag tot redding op sy eie terme tentoonstel, gesien binne Israel se toestand, binne in Israel se geskiedenis van hoe hulle daarmee omgaan, kan God 'n mens verantwoordelik hou vir sy of haar toestand voor God as God eensydig, maar regverdiglik sy krag tot redding tentoonstel. En dis juist wat ons dan sien vanoggend. Kom ons lees Romeine 9 vers 19 tot 29. Romeine 9 vers 19 sê, jy sal nou vir my sê, hoe kan hy dan nog 'n mens die skuld gee? Daar's die vraag. Want wie kan sy wil teengaan? Wie is jy tog, ouwe mens, om God te weerspreek? Sal die maaksel vir sy maker sê, waarom het jy my so gemaak? Of het die pottebakker dan nie die reg om uit dieselfde stuk klei 'n voorwerp vir edele gebruik of vir onedele gebruik te maak nie? As God dan die voorwerpe van sy toorn wat vir ondergang bestem is, met groot geduld verdra het, omdat hy sy toorn wil vertoon en sy krag wil bekend maak, het hy nie dan ook die reg om die rykdom van sy heerlikheid bekend te maak oor die voorwerpe van sy ontferming, wat hy vooraf vir heerlikheid bestem het nie? Dit is hy wat ons geroep het. Nie net uit die Jode nie, maar ook uit die nie-Jode. So sê hy ook in Hosea, hulle wat nie my volk was nie, sal ek my volk noem, en haar wat nie geliefd was nie, sal ek geliefd noem. En op daardie plek waar daar vir hulle gesê is, julle is nie my volk nie, juist daar sal hulle kinders van die lewende God genoem word. Maar Jesaja roep aangaande Israel uit. Al is die getal van die kinders van Israel soos die sand van die see, sal net 'n oorblyfsel verlos word. Want die Here gaan 'n volledige en spoedige afrekening op die aarde hou. En soos Jesaja reeds gesê het, as die Here, heerser oor alle magte, nie vir ons 'n nageslag laat oorbly het nie, sou ons soos Sodom geword het, en sou dit met ons soos met Gomorra gegaan het. Dis 'n bekvol.
Maar kom ons vra onsself net 2 vrae af vandag. Waar's die anker in ons stuk? Wat gaan jy, waar's die anker wat vir ons gaan verduidelik waaroor Paulus regtig praat hierso? Waar's daai anker? Kom ons kry die anker. En as ons die anker het, dan tweedens, wat gebeur as ons God se keuse in barmhartigheid bevraagteken? Wat gebeur? Dis die 2 vrae wat ons vandag het. Waar kry ons die anker? Wat gebeur as ons God se barmhartigheid bevraagteken? So waar is ons anker? Kom ons soek eers die anker in ons stuk, wat ons gaan help om reg te lees, dit wat Paulus hier bedoel. En ons vind die anker in ons vraag en die antwoord van vers 19 tot by vers 21. Verkeerde kant toe. Daar is hy. Vers 19 is ons vraag. Sal jy nou vir my sê, hoe kan hy dan nog 'n mens die skuld gee? Want wie kan sy wil teengaan? As God so selektief, so eensydig selektief optree, soos met Esau en met Jakob en met Abraham se seuns, waar Isak uit die een is wat hy vat en hy werk met hom om sy redding tentoon te stel. Maar Ismael val nie in daai kategorie nie. As God so eensydig selektief optree en die menslike vooroordele ignoreer, want dis presies wat God doen, hy kyk na die mense vooroordele, die oudste een moet gewoonlik die een wees wat ons nou die man is. En dan draai God dit heeltemal op sy kop, met Isak en met Jakob. En ons weet hy doen dit uit sy eie ontferming oor die mens, want hy wil hulle sy barmhartigheid wys, sy krag tot redding vir hulle tentoonstel. Dan weet ons, God is regverdig in hoe hy sy krag tot redding opstel. Dit het ons mekaar gesê laas keer. Dis duidelik. Maar dit lei tot 'n vraag. Hoe kan God dan die mens verantwoordelik hou vir sy eie toestand, soos ons reeds in Romeine 1-3 geleer het? Ons het daai toestand het ons baie duidelik deurgewerk. Ons onderdruk God se waarheid en ons moet verantwoordelik gehou word daarvoor. Ons gebruik verskeie metodes, maar dis die beginsel. En hierdie vraag in vers 19 ontlok nogal 'n sterk emosie by 'n mens. Veral as 'n mens uit die oog verloor dat die gesprek nog steeds rondom Israel en die geskiedenis van God se krag tot redding fokus. Nou dan raak dit persoonlik en jy begin wonder, nou maar wat van my? Of wat van my vrou, wat van my man, wat van my kind? Kies God dan hierso wie hy gaan red en verwerp en ons het geen insig daarin nie. Ons moet dit vat soos dit kom. Dit lyk so as jy aanneem dat God uit die vorige teks persoonlik Jakob red en Esau verwerp persoonlik, maar ons het gesê dit is nie so nie. Dan kan jy tereg vra, is Esau onregverdig behandel in die proses? En Paulus se antwoord word baie arbitrair vir ons as ons op daai manier lees. Hoekom praat jy terug met God? Of het hy nie die reg om te maak soos hy wil nie? En dit skuur baie seer vir 'n mens.
En ander groepe reageer daarop en hulle probeer dit versag. As hulle dit so in isolasie kyk, dan probeer hulle dit versag deur te sê dat die vraag eintlik eerder 'n misverstand uitwys. OK? Dat God vorm 'n klein reaksie op die mense geloof of werke. En dat dit weer eens groepe verteenwoordig in plaas van individue. Sien julle hoe hierdie twee pole so radikaal uiteentrek, as jy na die Calvinistiese kant kyk en jy kyk na die Armeense kant, dan trek hierdie pole so uit mekaar uit, en dit raak hard, en ons raak reaktief, in plaas van dat ons God se waarheid soek. Die probleem is, weer eens sien ons dat beide redenasies val plat op die volgende punt wat hulle nie in ag neem nie. Paulus baseer sy pottebakker in die klei redenasie nie uit sy eie denke uit nie, maar op Ou-testamentiese voorbeelde wat vir ons dit baie duidelik maak wat regtig hier gebeur. En daarom sien ons in vers 20 en 21, vra dan, hy som dit op uit die Ou Testament uit. Wees jy tog 'n mens om God te weerspreek? Sal die maaksel vir sy maker sê, waarom het jy my so gemaak? Of die pottebakker, of het die pottebakker dan nie die reg om uit dieselfde stuk klei 'n voorwerp vir edele gebruik, of 'n onedele gebruik te maak? En waar kom dit in die Ou Testament voor? Waar kom dit vandaan? En is veral in Jesaja en Jeremia waar Paulus sy voorbeelde daarvan wys. Jesaja, daar's twee tekste wat vir ons waar Jesaja die volk aanspreek. Hulle is hardkoppig. En dan is dit, dan sê die Here vir hulle, maar ek gaan die perse gebruik om dit soos 'n kleipot, hulle gaan teen julle vasloop soos 'n kleipot en julle gaan breek, want julle is hardkoppig. Maar dit is in Jeremia waar hierdie teks van ons werklik waar bespreek word, in Jeremia 18. En waar die ooreenkoms so duidelik raak. Nou julle kan julle Bybels daar in Jeremia 18 vers 5 kyk, ons het hom nie die teks vandag hier nie, ek gaan hom net vir julle lees, ons het nie nodig om in detail dit om te werk nie, maar ons gaan hom lees, sodat ons die assosiasie kan sien. Jeremia 18 vers 5. Eers 'n bietjie agtergrond. Die Here stuur vir Jeremia na die pottebakker toe. Hy sê vir hom, gaan pottebakker toe, dan gaan kyk jy hoe werk die pottebakker. Nou kom Jeremia daar by die pottebakker aan, en die pottebakker werk met 'n pot wat hy mee besig is, en die pot vorm, en wobbel, daar val die pot uit mekaar uit. En die pottebakker staan vir 'n oomblik terug, hy vat die klei, hy vorm dit weer, en dan maak hy iets heeltemal anders. En dan praat die Here met Jeremia. En dan sê hy vir hom vers 5, toe die woorde van die Here tot my gekom, is ek nie in staat om soos hierdie pottebakker met julle te maak in die huis van Israel? Dis die uitspraak van die Here. Kyk, soos klei in die hand van die pottebakker, so is julle in my hand, huis van Israel, ek gaan julle vorm. En nou kom die belangrike stuk. Een keer dreig ek om 'n nasie en 'n koninkryk uit te ruk, af te breek en ten gronde laat gaan. Onthou julle wat het hy gesê vir Moses? Hy het vir Moses gesê, luister, kom ek vernietig hierdie Israel? En dan pleit Moses vir hulle. Maar as hy die nasie teen wie ek hierdie dreigement uitgespreek het, hom bekeer van sy boosheid
sal ek jammer wees oor die onheil wat ek beplan het om hom aan te doen. Sien julle die eerste pot se vorm? Hy vorm hy wil iets doen met hulle, en dan kom hulle tot 'n inkeer voor hom en hulle pleit by hom. En dan verander hy die vorm. 'n ander keer, vers 9, 'n ander keer sê ek oor 'n nasie en 'n koninkryk, dat ek dit sal bou en plant. Ons mooi pot van vanoggend. Maar as hy doen wat verkeerd is in my oë, deur nie te luister na my stem nie, sal ek jammer wees oor die goeie wat ek gedink het om hom aan te doen. Sê dan tog vir die manne van Juda en die inwoners van Jerusalem, so sê die Here. Kyk hoe mooi praat die Here met hulle. Kyk, ek maak 'n onheil gereeld vir julle en beraam planne teen julle. Draai tog terug. Elkeen van sy verkeerde pad. En laat julle doen en late goed wees. Kyk die voorstel wat God vir hulle gee. Maar hulle sal sê, te vergeefs. Want ons eie planne wil ons volg, en elkeen van ons wil volgens die verstoktheid van ons eie bose hart optree. Dis Israel se houding. So in hierdie stuk sien ons hier Jeremia staan by die pottebakker wat daar 'n pot maak, maar dit flop. Hierdie pot vorm nie, hy val uit mekaar uit. En die pottebakker besluit, hy gaan daai selfe klei gebruik en hy gaan iets anders daarmee maak. En die Here sê, Jeremia, ek het die reg om my verhouding met julle te bepaal, Israel. Ek het die reg om daai verhouding te bepaal. Ek kan die pot maak. Jeremia, as ek wil oordeel, en Israel, jy bely jou sonde, dan sal ek toegee, en ek sal jou na iets vorm, wat my heerlikheid wys. Israel, kom tot inkeer en ek sal jou iets maak wat my heerlikheid wys. Maar Israel, as ek my heerlikheid in jou wil wys, en jy wil nie luister nie, dan flop die vorm, en ek sal iets anders maak. En wat is Israel se reaksie? Wat sê God gaan Israel se reaksie wees vir Jeremia? Te vergeefs, want ons eie planne wil ons volg, en elkeen van ons wil volgens die verstoktheid van ons eie bose hart optree. Ek hoop jy sien die assosiasies met Paulus se teks na vore tree. En kom ons gaan nou terug na Romeine 9 toe in vers 20 en 21, wat eintlik 'n interpretasie is van Jeremia 18 se voorbeeld. Want ons is steeds besig met Israel se geskiedenis, wat God se krag tot redding moet wys, en ons sien in daai geskiedenis dit gebeur nie. Maar ons moet iets verstaan. Israel se verteenwoordig ons almal. In die stuk wat ons sopas gelees het. Dit verteenwoordig ons almal wat sondaars is, waardeur God se krag tot redding sy heerlikheid gaan wys. Dis waar ons begin.
En net soos Israel nie in sy geheel die ware Israel is nie, so is die mensdom ook nie in sy geheel almal gered nie, en goed voor God nie. Want wat het ons gesien met Israel? Hulle wil nie God se heerlikheid wys nie. Hulle wil 'n eie plan volg. Die pot van heerlikheid, hulle wil nie dit wees nie. En 'n ander vorm moet gemaak word. Die vorm flop. So ons probleem is om God te weerspreek. Vers 20 is die eerste deel. Wees jy tog 'n mens om God te weerspreek. Dis ons eerste reaksie. Ons wil God weerspreek. As hy hierdie heerlikheidspot met ons wil maak, en ons raak bewus daarvan, dan wil ons dit weerspreek, ons wil 'n ander vorm hê. Of ons doen dit andersom. Tweede deel van vers 20. Sal die maaksel vir sy maker sê, waarom het jy my so gemaak? En Jesaja sê hulle, maar hy dan nie eers handvatsels nie. Praat hy van Kores, koning Kores wat Israel gaan herstel. Dan sê Israeliete, God sê hy gaan hulle herstel. Dan sê hulle nie, maar hy dan nie eers handvatsels nie. Hierdie pot nie. Waarom het jy my so gemaak? Dis Israel. En hoe vergelyk ons met Israel? Selfde gebeur soos wat God met vir Jeremia verduidelik. As ons aan God se oordeel, wat ons bewus van raak, in die begin van Romeine, wat hy vir ons sê, hy moet dit oordeel. As ons van hy oordeel bewus raak, en ons het 'n berou daaroor, en ons bely dit, sal God sy heerlikheid wys, deur barmhartig te wees, en ons te red. Dis hoe hy is. Maar as ons God se metode van barmhartigheid bevraagteken, het hy nie dan die reg om sy barmhartigheid te onttrek en sy heerlikheid met oordeel te wys soos met Israel nie? Vers 21, of het die pottebakker dan nie die reg om uit dieselfde stuk klei 'n voorwerp vir edele gebruik of vir onedele gebruik te maak nie? As die pot van heerlikheid sy vorm verwerp, het God nie die reg om iets anders te maak nie. As ons sy krag tot redding op sy terme verwerp, het hy nie die reg om iets anders te doen nie. So dit is nie God wat vir jou sê, ek wil jou nie hê nie. Dis nie wat hy is nie. Dit is die Israel in ons, die rebelle in ons, wat God se toenadering tot redding verwerp. Ons doen dit. Ons verwerp hom. En God neem dan sy reg op om iets anders te maak met Israel. Hy neem sy reg op om iets anders te maak met ons, met die wat hom verwerp.
En ons sit met 'n misplaaste verwyte teenoor God se onbesoedelde plan van barmhartige redding. Ons sien dit verkeerd. Hy vraag daarbo is misplaas. Die verwyte wat uit dit vloei is misplaas, want dit begin nie by God nie. Hy vorm ons tot sy heerlikheid en ons verwerp dit. En nou kan ons na die tweede vraag toe kom. Wat vra: wat gebeur as ons God se keuse in barmhartigheid bevraagteken? Nou kan ons sien hoe hierdie twee menslike pole van verwerping en aangryp van God se krag tot redding, hoe dit om God se krag tot redding sy eie keuse daaromtrent wentel. Vers 22 en vers 23. As God dan die voorwerpe van sy toorn, wat vir ondergang bestem is, met groot geduld verdra het, omdat hy sy toorn wil vertoon en sy krag wil bekend maak, het hy dan nie ook die reg om die rykdom van sy heerlikheid bekend te maak oor die voorwerpe van sy ontferming, wat hy vooraf vir heerlikheid bestem het nie. Luister mooi na die manier waarop Paulus ons na die fokus toe lei. Hy praat eers oor God se reg om op te tree teen die rebellie van die mens. Dis die heel eerste deel van hy sin. As God dan die voorwerpe van sy toorn, wat vir ondergang bestem is, met groot geduld verdra het. Dit is hoe dit is. Ons is bestem vir sy toorn. Dis waar dit begin. So hy praat oor God se reg om op te tree teen die rebellie van die mens, soos wat ons in Romeine 3 geleer het. Almal is skuldig en staan onder die oordeel van God. En dan sê hy, maar God, en dan tree God op met barmhartigheid. Dit sal sy gesag bewys oor die mens as skepper, as hy afkeer toon aan daai gedrag van die mens. Die rebellie, die verdrukking van God se waarheid. En toelaat dat daarvoor waarvoor hulle dan bestem is, as dit gebeur. Hy het die volste reg daartoe. Maar dan gebeur die tweede deel van daai sin. Hy sê hierdie voorwerpe van toorn het hy met groot geduld verdra. So Paulus wys ons uit dat God hierdie toestand van die mens met groot geduld verdra. Hy hoef nie ons te verduur nie, maar hy doen. Sodat sy reg tot oordeel aan die einde van elke oordeelsperiode, einde van jou lewe en die einde van hierdie wêreld, ten volle regverdig is. Ten volle regverdig is. Want hy het jou verdra, het jou al die moontlike geleentheid gegee om te draai. En dan draai Paulus die sin se verloop heeltemal om in 'n vraag in. Het hy, vers 23, het hy dan nie ook die reg om die rykdom van sy heerlikheid bekend te maak oor die voorwerpe van sy ontferming, wat hy vooraf vir heerlikheid bestem het nie? Dan vra Paulus die vraag,
God se uitgangspunt is sy barmhartigheid, het hy dan nie die reg om hom te ontferm en sy heerlikheid tentoon te stel op die wat sy vergifnis soek en dus deur sy krag tot redding kom waartoe hulle bestem is nie. Man, is dit nie goeie nuus nie? Die oordeel, waartoe God sy volle reg het, en hy's verdraagsaam, het God dan nie die reg aan die ander kant om nie, om sy heerlikheid tentoon te stel oor die wat sy vergifnis soek, en so sy krag tot redding vir hulle te tentoon te stel en hulle te red, soos wat hulle bestem is om gered te word nie. Sien julle hoe hierdie sin ons deur ons toestand lei? Waaroor God met reg mag optree? En dan na sy barmhartigheid aan die wat sy reg tot oordeel oor hulle erken en hom aanroep tot genade? God wys uiterste geduld met ons, soos met Israel, ook aan die nie-Jode, aan die res van die wêreld. Uiterste geduld. En hy roep ons uit, soos vir Jeremias in Jeremia se voorbeeld. Hy roep Israel uit, hy sê vir hulle, Israel, ek wil graag. Ek wil julle graag my heerlikheid in julle tentoonstel, ek wil julle red. Maar wat gaan ons reaksie wees? Gaan ons toenadering tot God soek. Kom ons pak hierdie ding saam. Kom ons kyk weer na ons vraag van vers 9. Kan God 'n mens verantwoordelik hou vir sy of haar toestand voor God? As God eensydig maar regverdiglik sy krag tot redding tentoonstel? Gesien in die lig van alles wat ons nou gehoor het oor Jeremia se gesprek en Paulus se gesprek. Dan is die antwoord, God werk reeds met ons as sy klei wat hy mee besig is. En hy wil sy heerlikheid tentoonstel. Hy wil sy krag tot redding tentoonstel in hierdie stuk klei waarmee hy besig is om te vorm. En die vraag wat ons aan die begin gevra het, die vraag oor God en die mens, het nou 'n ander vorm aangeneem. Ons sien nou duidelik, dit is nie net God wat eensydig optree nie. Die mens is hierby betrokke. Wat moet God met ons reaksie op sy groot geduld en barmhartigheid maak? Want om daai pot te vorm, verg groot geduld. Wat is ons reaksie op sy groot geduld? Wat se tipe vorm wil ons hê God moet ons maak? En nou gee Paulus vir ons 'n paar voorbeelde. Hy kyk weer terug na Israel se voorbeelde in Hosea en in Jesaja.
En ons sien God se keuses is weer eens regverdig en gebaseer op sy barmhartigheid. Kom ons kyk na hulle. Dit is hy wat geroep het, nie uit die Jode, net uit die Jode nie, maar ook uit die nie-Jode. Hy is barmhartig en hy roep. En hoe reageer Israel? Vers 25. Soos hy vir Hosea in Hoseas, so sê hy ook in Hosea, hulle wat nie my volk was nie, sal ek my volk noem, en haar wat nie geliefd was nie, sal ek my geliefde noem. Wat is die punt? God is nie verplig om enige iemand te red nie. Maar dit is sy hartsbegeerte. Hy sal die een wat nie sy volk was nie, sy volk noem. En hy sal die een wat nie geliefd was nie, geliefd noem. Vers 26. En op daardie plek, waar daar vir hulle gesê is, julle is nie my volk nie. Juist daar sal hulle kinders van die lewende God genoem word. Sien julle hoe draai dit in die Nuwe Testament in? Die nasies. God kan met reg die red wat hy as sy kinders wil hê. Hy het die reg daartoe om dit te doen. Maak nie saak in wat se nasie hulle behoort nie. God kan die pot vorm en sy heerlikheid ten volle tentoonstel. Hy het die reg daartoe. Dis sy vorm wat hy wys. Maar dis nie waar Paulus stop nie. Want Paulus sê in vers 27, maar Jesaja roep aangaande Israel uit. Al is die getal van die kinders van Israel soos die sand van die see, sal net 'n oorblyfsel verlos word. Want die Here gaan 'n volledige en spoedige afrekening op die aarde hou. Slat jou so voor die voorkop. God kan ook met reg oordeel, soos hy goed dink. In reaksie op ons. Israel het God verwerp en God het die reg om hulle te veroordeel. Hy mag hulle oordeel soos hy goed dink. Maar weer eens skyn die lig deur. Want 'n oorblyfsel word verlos. Die wat aan hom toegee, sal hy verlos. Uit Israel uit daai volk uit, wat hom verwerp. In vers 29. En soos Jesaja reeds gesê het, as die Here heerser oor alle magte nie vir ons 'n nageslag laat oorbly het nie, sou ons so Sodom geword het, ons sou dit met ons soos met Gomorra gegaan het. Wat was Israel se reaksie op Jeremia? Ons wil ons eie plan volg, en ons wil met ons eie verstokte hart, ons wil ons se begeerte wil ons uitvoer. En as die Here nie genadig is nie, dan sal hulle, wat Israel is, so Sodom en Gomorra raak. Dis hoe ver hulle harte hulle sal vat.
Dis hoe ver my hart en jou hart ons kan vat. Maar God is steeds barmhartig in sy oordeel. Nie onregverdig in sy oordeel nie. En Jesaja sê, as die Here nie vir ons 'n nageslag laat oorbly het nie, dan is dit waar ons sal opeindig. Maar hy is genadig teenoor ons. Elke voorbeeld wys vir ons hoe ons verwerping of toenadering teenoor God se krag tot redding klei is, wat in God se hand is. Ons is klei in God se hand, waarmee hy self besluit oor die vorm wat dit aanneem. En ons hart word blootgestel. Ons hart word tentoongestel. Of God se krag tot redding word tentoongestel. Dis die vorm van die pot. Is jou hart of God se krag tot redding? Wat gaan dit wees? Die klei is in God se hande en in sy alwysheid, sy barmhartigheid en reg tot oordeel onder groot geduld daarmee, sal hy die vorm voortbring wat sy heerlikheid uitbeeld soos dit regverdig is. Dis Paulus se antwoord vir ons vanoggend. Waar staan jy? Wat se vorm wil jy hê? Watter vorm spreek tot jou? Die vorm van God se heerlikheid, sy krag tot redding, of jou eie hart, wat verstok is.